Ek lees vir ons uit die Bybel vir almal. Die Bybel is spesifiek gemik op die dowe persoon. En wanneer dit dan gelees word, omdat hulle woordeskat baie beperk is hierdie Bybel dan baie eenvoudig en dit omskryf baie mooi die boodskap. En vanoggend lees ek uit die Bybel vir almal uit en luister maar na die woorde van ek het vir julle gesê, ek het ook vir julle gesê, ek sê, dan sê ek vandag, ek roep vandag, ek het vir julle gesê, ek het ook gesê, en weer eens, ek het ook gesê. In die 83 vertaling gaan u dalk die woord verkondig, waar Moses hierdie toespraak, sy laaste toespraak aan die Israeliete verkondig. Luister maar na wat hy sê, vers 15. Kyk, ek het vandag vir julle gesê wat julle moet doen, sodat dit goed kan gaan met julle, en sodat julle sal aanhou lewe. Ek het ook vir julle gesê, dat as julle verkeerd doen, dan sal dit sleg gaan met julle en julle sal sterf. Ek sê vandag vir julle moet lief wees vir julle God die Here. Julle moet lewe soos hy wil hê, en julle moet doen wat sy wette sê, sodat julle kan aanhou lewe en baie kan word. Dan sal julle God die Here julle seën in die land waartoe hy julle gaan om dit vir julleself te vat. Maar as julle ontrou is aan die Here en nie gehoorsaam is nie, en as julle mense verlei sodat hulle voor ander gode buig en hulle dien, dan sê ek vandag vir julle, dat julle almal sal sterf. Julle almal, julle sal nie lank lewe in die land oorkant die Jordaanrivier nie, die land waartoe julle gaan om dit vir julleself te gaan vat. Ek roep vandag die hemel en die aarde om getuies te wees teen julle. Ek het vir julle gesê wat julle moet doen as julle wil lewe. Ek het ook gesê wat julle moet doen as julle wil sterf. Ek het vir julle gesê hoe die Here julle sal seën, en ek het ook gesê hoe hy julle sal vervloek. Julle moet kies om te lewe. Julle en julle nageslag moet dit kies. Julle moet kies om lief te wees vir julle God die Here, om gehoorsaam aan hom te wees, om altyd naby hom te wees, want dan sal julle aanhou lewe en dan sal julle lank woon in die land wat die Here beloof het om vir julle voorvaders te gee, vir Abraham, vir Isak en vir Jakob. Ons lees tot sover en ons 'n bietjie agtergrond in hierdie gedeelte. Die 40 jaar, die omswerwing in die woestyn is nou verby. Hulle staan voor die Jordaanrivier. Die Israeliete moet nou die beloofde land ingaan. En hier kom Moses en hy weet hy gaan nie saam met hulle in nie. Die sonde hou hom terug in sy ongehoorsaamheid aan God, hou hom terug dat hy die beloofde land ingaan. En dan kom hy as hierdie leier, as sy vader, die vaderlike figuur. En ek wil ons mooi luister na wat Moses sê. Dis nie 'n wetlike verpligting wat ons moet nakom nie. Sien iets van die vaderhart in Moses wanneer hy vir hierdie volk sê, kies die lewe. Dat hy amper soos 'n vader kom met 'n smeekgebed, 'n smeekwens, 'n begeerte, en sê, maar my kind, my kinders, my hartsbegeerte is vir julle om die lewe te kies. Ek sê vir julle, kies die lewe. Maar ek sê ook vir jou, as jy nie die lewe kies en jy kies die dood, dit is ook die gevolge. Daar's nie 'n vingertjie wat swaai en 'n wettiese 'n raas op sy kinders nie. Die laaste geleentheid wat die Israeliete het om iets van Moses te hoor, is dit sy boodskap aan hulle. Want as hulle eers deur is, dan gaan hy nie saam met hulle deur. So Moses se laaste woorde was 'n vaderhartswoorde wat hy sê, my kinders, my volk, kies om te lewe. Dit is my hartsbegeerte. Moses sê, kyk, ek hou vandag die lewe, die goeie, die dood en die slegte aan julle voor. 40 jaar se omswerwinge. En nou vra ons vir mekaar, hoe lank is ons op aarde? Ons ouderdom gewys. Dit is ook ons omswerwinge hier op aarde. En nou kom ons in Moses sê vir elkeen van ons, kies die lewe.
of kies die dood. Jy moet 'n besluit maak. My volk kom tot 'n beslissing. Moses sê vir hulle, om saam met God te lewe, gaan vir jou iets vra. Dis nie 'n outomatiese proses nie, dis 'n keuse wat ek moet maak, wat ek gemaak het, wat ek vandag moet maak, of onder die genade van die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees, dalk in die toekoms hierdie keuse gaan maak, as ek dit nog nie gemaak het nie. Want Moses kom en hy sê, hierdie verhouding met God is nie outomaties nie. Daar's twee paaie, die pad na die lewe toe en die pad na die dood toe. En as jy die lewe kies, dan moet jy in 'n verhouding met die Here staan. Hierdie persoon wat jy kies, ek kies hom nie net vir wat ek by hom kan kry nie, want dan is dit nie 'n verhouding nie, dan is ek selfsugtig. Ek moet na die Here toe gaan en sê, Here, u seun het vir my aan die kruis gesterf. Ek wil daardie verhouding hê. Ek wil vandag kies om die Here lief te wees, vir u lief te wees. Here, ek wil vandag kies om in u weë te wandel. Ek wil vandag kies om u gebooie te onderhou. En dan veral die Bybelstudiegroep, ons is besig om Psalm 119 deur te werk, elke 8 strofes, of elke strofe bestaan uit 8 reëls uit. En daar is hierdie psalmdigter se hart en begeerte. Ek wens om die verordeninge, die bepalings, die voorskrifte van my Vader te onderhou. Here, moet my nie alleen laat nie. En hierdie Psalm 119 is 'n bevestiging van Moses se hartsbegeerte. Ek is gehoorsaam, God, omdat ek vir u lief is. Ek wil u aanneem uit liefde uit. Ek wil 'n verhouding met u hê, omdat ek vir u lief is. Maar dan kom ons in vers 17, waar daar staan, maar as jou hart afwyk en as jy nie luister nie. So daar's ook 'n teenpool, as ons nie in hierdie verhouding met die Here staan nie, dan wyk ons harte af van die wil van die Here. Dan leef ons op ons eie, dan is ons op die verkeerde pad. En is hier waar die sonde lê. Die sonde kom hier vanuit die hart uit. Die selfsugtigheid, die begeertes, die dinge wat ek vir myself wil toeëien. Want jy sien, as ek kerk toe kom elke dag en naby die Here leef, is iets te sê ek gaan hemel toe nie. Ek kan naby die Here wees, maar ek het hom nog nie aangeneem as my persoonlike verlosser en saligmaker nie. Ek kan naby hom wees, maar ek het nog nie 'n verhouding met hom nie. Ek lees nog nie Bybel nie, ek bid nog nie so gereeld nie. Here, ek gaan nie in my stilte kamer in nie. In die stilte of die kamer waar jy die deur toemaak, in 'n fisiese kamer in jou huis wees waar jy kan stil raak voor die Here. Of ek kan sê, Here, hierdie wêreld is so besig. Ek wil iewers te stil raak. Ek wil my onttrek van die besige wêreld en ek het nou nodig om stil te raak in hierdie besige wêreld. So dit kan 'n fisiese kamer wees, maar dit kan ook 'n stukkie onttrekking wees van jouself waar jy net in jouself bietjie tyd spandeer. Want jy sien, die loon van die sonde is die dood. As ek dan kies vir die dood, dan gaan my beloning, my betaling vir my verkeerde besluit gaan die dood wees, want ek kies mos nou die dood. En dan kan ek vir niemand anders te kwaad wees nie, want dit is my keuse om die dood te kies. En as ek praat van die dood, dan is dit dan die ewige hel. Israel kan nie op sy geskiedenis staat maak en sê, maar Here, Abraham was by ons gewees, Isak was by ons gewees, Jakob, ons het groot geloofsfigure gehad, en ons kan nou selfs gaan na Hebreërs 11 toe en sê, hulle word daar as geloofsgetuies word hulle aangehaal, omdat Abraham geglo het, omdat Isak geglo het, omdat Jakob geglo het. Here, omdat hulle geglo het, gee dit vir my 'n vrypas in die hemel in. Dit werk nie so nie. Elkeen van ons moet elke dag kies om volgens God se wil te leef. Elke dag hom opnuut kies. Ons kan nie staat maak op ons pa, ons oupa, ons ouma of ons ma nie. Ons elkeen moet tot op 'n punt in ons lewens kom waar ons self besluit. En dan kom Moses en hy sê, kies die lewe. Ek roep vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Ek het die lewe en die dood, die seën en die vloek aan julle voorgehou. Kies dan die lewe. En jy sien, wanneer ons dink aan bekering, dan spring ons dadelik Nuwe Testament toe, en ons dink aan Jesus wat vir ons gesterf het in sy genade, en hoe lief hy vir ons was, en ons dink hoe hy vir ons gelei het, en ons vergeet van hierdie verbondsgod wat al reeds in die Ou Testament deur mense gewerk het en gesê het, maar daar is 'n verlossingsplan, julle moet kies vir God, julle moet kies vir Jesus wat hy
vir julle gedoen het. En dan kom ons by hierdie diep moment uit, eintlik 'n hartseer moment, waar Moses, die man wat hulle gelei het uit Egipte, nie die land saam met hulle kan binnegaan nie. En hy pleit dan by hulle, hy vra mooi vir hulle, kies die lewe, nie 'n bevel nie, 'n vaderlike pleidooi. En die rede vir hierdie keuse is, kies dit vir jouself en jou nageslag. Wanneer ons kyk na die doopouers, ons gaan onderneem ons kinders te onderrig in die Ou Testament en die Nuwe Testament, kerk toe te bring, sonnaskool, hulle het ook te laat onderrig. So dis nie net vir ons nie, dis ook vir die gelowige ouers wat kom na die doop toe. Dis vir gelowiges wat voor die kansel staan om getroud te word. Dit begin by kies die lewe. Dan kom ons by ons vervulling in Jesus Christus uit. Dan vat ons hierdie Ou Testamentiese gedagte waarmee Moses ons vandag konfronteer, en ons sien dit in die Nuwe Testament, waar Jesus sê in Johannes 14 vers 6, ek is die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Is hierdie Johannes 14 vers 6 nie maar 'n terugwys na Deuteronomium en die res van die gedeeltes nie? Waar Moses sê, kies die lewe, en hier kom Jesus en hy sê, maar ek is die lewe en die waarheid. Wie in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Die lewe waarvan Moses praat, vind uiteindelik sy vervulling in Jesus Christus. Ons leef in 'n wêreld vol keuses. Ons moes besluit of ons kerk toe kom, of ons in die son gaan sit, of in die koelte gaan sit, waar ons gaan sit. Ek moes baie die keuses van die liedjies, ek moes baie keuses gemaak het vanoggend, so word julle elkeen ook met keuses gekonfronteer. Maar die groot vraag vanoggend is, met wie gaan jy jou lewe verbind? Met die dood of met die lewe? Want Moses sê, hy kom pleit as 'n vader teenoor sy volk, kies die lewe. Moses sê, kies die lewe, kies God, kies gehoorsaamheid, kies liefde vir die Here. Nie altyd die maklikste pad nie. Neem jou kruis op en volg my. Daar's 'n rede vir dit, maar Here, ons sal dit doen. En dan ter afsluiting, soos ek vroeër ook vir julle genoem het, die oproep van Moses om lewe te kies, herinner ons aan volgende naweek se Paasfees. Daar waar die gouverneur Barnabas vrygelaat het en hom gesê het, kom staan hier, en Jesus wat hier gestaan het, en Matteus 27 sê daar vir hulle, kies julle vir wie julle wil hê. En die volk het vir Barnabas uitgeskree, uitgeroep. Toe Pilatus vir hulle vra, wie wil jy hê? Die misdadiger, die bedrieër, die moordenaar, of wil jy die onskuldige, liefdevolle, genadige, genesende Here Jesus Christus hê? En die skare wat so by mekaar was, het nie gesê nie, hulle het geroep, hulle het geskreeu, hulle soek die verkeerde man, hulle het lynreg teenoor God se bedoeling van liefde vir ons as mens ingegaan. Ons het ook laas Sondag gepraat oor die verwerping wat Jesus ervaar het by die dorp van, by die Samaritane. Hier ervaar Jesus weer die verwerping van sy eie volk en die skrifgeleerdes. Die skare roep, ons soek Barabbas. En kom ons dink so 'n bietjie daaroor, oor die keuse wat hulle gemaak het. Is dit nie een van die tragiese, hartseer, mees verkeerde besluite wat 'n mens ooit in jou lewe kon neem, of hierdie skare kon neem nie? Die mense kies die verkeerde man, hulle kies die een wat vernietig, eerder as die een wat lewe bring. Maar tog sien ons ook iets van onsself in hierdie stuk evangelie. Jesus die onskuldige gaan na die kruis, en die skuldige Barabbas word vrygelaat. Ons is skuldig aan die sonde, dit wat ons verkeerd dink, sê en doen, en ongehoorsaamheid aan die Heilige Gees. Ons is skuldig. Maar hier kom ons en ons hoor vandag dat die skuldige vrygelaat word. Ek word vrygelaat vandag. Op grond waarvan? Op Jesus se kruisdood vir my. So ek is eintlik die Barabbas wat vrystap vandag, en Jesus word gekruisig vir my sonde. So sien u self, en ek sien myself ook as die Barabbas. Sê dankie Here dat ek vandag hier kan vry uitstap, dat ek in die motor en die kombi kan klim, en Here dat ek weet, die onskuldige het vir my as skuldige gesterf.
En dan hoor ek die woorde van Moses, kies die lewe. Daarom kry Moses se woorde van kies die lewe, ek dink, 'n ander betekenis. Deur die tyd in die Ou Testament, Genesis, Markus, Lukas, Genesis, Exodus, Deuteronomium, Levitikus, Deuteronomium, hierso in die eerste 4 boeke, daar kom al die keuse, kies die lewe, en mag ons dan werklik ook so die lewe kies. Ek sluit af met Jesaja 1 vers 18. Die Here sê, kom, laat ons die saak nou uitmaak. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. As jy enigstens twyfel in jou geloofsekerheid, met ander woorde, sou jy vandag tot sterwe kom en jy weet nie waar jy jou oogies gaan oopmaak nie, kom gesels, bly agter, gaan praat met iemand wat jy vertrou, kom deel jou onsekerheid, dat ek jou ook 'n rigting kan gee, of van die ouderlinge en die diakens. Kies die lewe, al is dit nie maklik nie, maar laat toe, dat die Heilige Gees jou in jou besluit sal lei. Hemelse Vader, dankie dat ons voor hierdie beslissing kan staan, hierdie vrik in ons lewens, Here. Here, een pad is dood, een pad is lewe. Ons weet waar die einde, of waar hierdie 2 paaie gaan eindig. Moses, die leier, die vader, Here, van die volk ook, hy kom en hy pleit by sy kinders, die nuwe generasie, want almal wat uit Egipte is, hulle het in die woestyn omgekom, en hier is 'n nuwe generasie, en Moses spreek hulle toe, en hy sê vir hulle, kies die lewe. Hoor my Vader hart, kies dit vir jouself en jou nageslag. Jou kinders, Here, mag hulle ook deel in hierdie wonderlike genadegawe van U. Maar mag die keuse by elkeen van ons begin, en mag ons hierdie goeie nuus wat U aan ons toevertrou het, ook aan ons kinders gaan oordra en gaan uitdra. In Jesus naam alleen. Amen.